verantwoordelikheid om op te vang as jy nie op datum is met jou pad nie. As daar enige iets in jou padpakkie is, wat jy nou nie het nie, waar ek nou gaan, moet jy dit reg kry. Teen donderdag is die laaste keer dat ek julle sien. Okay, ek dink eers ek sien julle donderdag, ek dink ek sien julle net môre. Soos vandag en môre, dan is dit klaar. Daar is nie ander tyd vir pad nie. Okay, goed, so, wat jy so ver moet hê. Ek het hierdie op WhatsApp gestuur en ek het al daar deur gegaan in die vorige lesse en goed. Jy moet seker maak jy het jou agtergrond, wat jy afgeskryf het van my slides af, my rol en ontwerpproses, jy het dit klaar gedoen, jou spesifikasies, waarvolgens jy wil werk, met jou ontwerpe en jou beperkings. Goed, dan het jy jou datums, wat jy afgeskryf het van die bord af. Goed, nou, onthou, jou pad, die punt van die pad is, jy moet 'n voorwerp vat en jy moet hom verbeter. Okay? So, dan het jy navorsing gedoen. Jy moet 'n foto gekry van jou eerste voorwerp, okay? Dan A, B, C, D, wat ook al aanwysings daarso, en dan 'n tabel daaronder, wat sê A, is daai deel is die rand van die koppie, en dit is gemaak uit keramiek uit. B is daai deel, dis sy doel, en dit is waar hy gemaak is, en C en D. Hoe meer aspekte jy het op jou voorwerp, hoe meer van hierdie moet jy gemaak het. Dan het jy ook jou bron bygesit, waar jy hierdie foto gekry het. Nou, ek het gesê, jy moet een voorwerp vat, maar dan twee van weergawes van die voorwerp. So, byvoorbeeld hierdie koppie. Ek het nog 'n koppie gevat, maar wat uit metaal gemaak is. Okay? So, dan het ek my foto geplak, en ek het weer ABC en 'n tabel daaroor gemaak. Dit is wat jy klaar moes gedoen het. Dan ook die laaste ding, jy moet jou bibliografie bygesit het, waar jy die foto's gekry het, en jou inligting. As jy dit nie het nie, verloor jy punte. Elke liewe klein dingetjie tel op. Okay. En as mens kyk na jou punte, die pad is die enigste ding wat jy gaan deurtrek. So, dit is nogal baie ernstig, jy moet dit behoorlik doen. Nou, hierdie is wat ek gister begin verduidelik het. Jou vraagtekeninge. So, jy gaan so 'n folio kry, wat lyntjies het, okay? Blokkies papier. As jy nie het nie, daarvoor is, jy kort 2 op die ou einde. Okay? Wat jy gaan doen, is, jy gaan nou jou voorwerp vat, so kom ons sê, ek vat hierdie koppie, dan dink ek aan 2 maniere, hoe ek hierdie koppie gaan verbeter. Nie die staalkoppie ook nie, wat ook al, jy moet kies, gaan ek hier met hierdie een werk of hierdie ene, en wat ook al jy gaan mee werk, jy gaan hom moet op 2 maniere verbeter. So kom ons sê, ek vat hierdie koppie, dan dink ek aan 2 maniere hoe ek het gaan verbeter. So, byvoorbeeld hierdie ene, ek gaan hom miskien langer maak, dis my een verbetering, of ek kan 'n ander handvatsel opsit wat bietjie meer stabiel is, of makliker om vas te hou. Dis die 2 maniere hoe ek hom wil verbeter. Dan gaan ek op die een bladsy, gaan ek die een manier hoe ek hom gaan verbeter teken. En op die ander bladsy gaan ek die ander manier hoe ek hom verbeter teken. Okay, so op die ou einde gaan jy 2 bladsy kort, en op een bladsy is daar 2 sketse. Ek gaan nou vir jou wys. Goed, so, omdat alles is vryhand, jy moenie enige lineaal of enige iets soos dit gebruik nie, als 'n spotlood op hierdie bladsy. Okay, so, ek het hierdie op WhatsApp klaar gestuur, ekskuus. Okay, hier is die Afrikaans. Nou, een ding wat ek vergeet het, jy moet seker maak, jy sê ontwerp 1 of ontwerp 2 hierbo. Ek gaan net sê ontwerp 1, okay, dan, aan die regterkant, het ek 4 lyntjies opgelos en ek het gesê notas en 'n lyn onder geskryf. Wat jy vandag dan verder moet doen, jy moet sê wat jou skaal is. So kom ons sê ek vat die Stanley Cup, hy is te groot om op 'n bladsy te skryf, of te teken. So wat ek gaan doen is, ek gaan hom kleiner maak op 'n papier. So, ek gaan sê byvoorbeeld, 2 cm op hierdie Stanley Cup is 1 blok op die papier. Dan maak ek hom 'n helfte die size. Okay, of as dit 'n verskriklike klein dingetjie is, so kom ons sê ek vat hierdie pen, nee, as dit so klein is, wil ek hom groter maak, so ek gaan sê 1 cm hierso is 2 blokkies op papier. Okay, want my koffiebeker is nie die size wat dit hier is op die papier nie. Ek het hom kleiner gemaak. Okay, maak dit sin? Goed, so, jy gaan letterlik fisies daai ding moet afmeet en sê, okay, dit is 20 cm, okay, so ek gaan hom in die helfte deel, so dan gaan ek sê 2 cm is 1 blokkie, of 20 mm is 1 blokkie. Okay, so daar skryf jy jou skaal, soos in hierdie geval, het ek 10 mm gevat, en 10 mm op my koppie is 1 blokkie. Okay? Ek het dan gesê wat dit is 'n koffiebeker, en dan jou aanpassing moet jy hierso sê. So, byvoorbeeld met hierdie aanpassing het ek gesê handvatsel meer gemaklik maak. Dit is hoe ek hom gaan verander, dis my verbetering. En die laaste ene sê ek werk 1 millimeter. Enige ander goed, as jou tekening dodgy lyk, of jy dink ek gaan nie verstaan wat hier aangaan nie, dan kan jy hierso verduidelik wat daar aangaan. Dit is hoekom dit daar is, okay? Dan moet jy 2 sketse maak.
Jou ortografies, ek het geskryf ortografies, en dan het ek my boaansig, vooraansig en regteransig geteken. Jy kan jou boaansig, vooraansig en linkeraansig teken. Jy kan kies. Maar as jy dit doen, dan gaan jy sê jou bo is hier, voor links, en daai skynstreepie gaan hier wees. Goed. Dan, in oranje, maar jy moet als in potte doen, het ek die afmetings geskryf, diameter en al goed. Nou, iets wat ek gesien het wat julle nie doen nie. Daar's 'n rede hoekom die blokkies is. Jy moet volgens die blokkies werk. Jy kan nie net teken asof dit 'n freestyle is nie. Jy moet in daai blokkies werk en seker maak dat jy begin en eindig by 'n blokkie en dat jy in hom werk. Okay. Jy kan jou tekening verander as wat anders te maak as wat hy in die regte lewe is. Okay. As daar 'n snaakse vorm is wat jy nie regtig wil teken met brand nie, dan kan jy hom 'n reguit lyn gee hierso. Jy kan hom verander. Dit is net 'n voorwerp wat jy af van werk. Jy gaan hom nie presies so teken nie. So as jy afmetings byvoorbeeld 88 mm is, jy kan hom 90 mm toe maak. Jy kan jou afmetings 'n bietjie verander om dit makliker te maak vir vryhand. Okay. Dan daarna moet jy die isometries teken, 3-dimensionele skets. Onthou jou hoenderpote, okay? En dan het ek met groen, maar jy gaan ook in potlood, moet skryf, die aanpassing is die handvatsels meer gemaklik. Dan wys jy waar het jy die aanpassing gemaak. Maak dit sin vir julle? Ek gaan hierdie op die skerm hou, maar ek wil net gou verder aangaan, en dan weet julle wat om te doen, dan slaan met die pad. Okay, hou vas, ek gaan nou vir jou verder gaan, okay. So, hier is 'n voorbeeld van 'n Franskes, maar is op 'n ander tipe blokkies papier gedoen. Dit is op WhatsApp ook wat jy kan sien, maar dit is basically net 'n aansig en dan een blokkie is 100 mm en dan is daar die naam en van Frans ontwerp 1 en daar is die notas, okay? Maar, skus, wat jy nou gaan doen? Jy gaan nou, as jy al twee sketse geteken het, nee, al twee verbetering op daai koppie byvoorbeeld, dan gaan jy moet kyk wat se een gaan jy nou kies as die finale ontwerp. So, jy gaan 'n tabel moet teken en om 'n punt uit wat ook al gee vir sekere aspekte. So kom ons sê, ek vat 'n koppie. Dan gaan ek byvoorbeeld sê, die kriteria, so is hy sterk genoeg. Okay? Dan gaan ek ontwerp 1 sê en ek gaan 'n punt vir hom gee uit 10 uit. Jy kan 'n punt uit 100 uitgee of jy kan 5 sterre gee, I don't care. Jy moet net 'n punt gee uit iets uit. Okay? So, byvoorbeeld my eerste ontwerp, hoe sterk is hy? Hy het 'n 8 uit 10, hy is nie so sterk nie. Okay? En die ander ene gaan ek 'n punt uit 10 gee, 10 uit 10. So hy was baie sterk. Of is hy doeltreffend, soos lekker hy, of wat ook al, 9 uit 10 vir die ene, en dan sê ek, hoekom het ek 9 uit 10 vir die punt gegee? En die ander het ek 3 uit 10 uitgegee. Hoekom het ek hom 3 uit 10 uitgegee? Dan verduidelik ek dit daar. So jy moet basies 'n tabel teken vir my, en kriteria gee. So, of het groot genoeg is, of het lank genoeg is, of het sterk genoeg is, wat ook al. Nou, om jou te help daarmee, om te weet wat jou kriteria gaan wees, moet jy gaan kyk na jou ontwerpproses, wat jy gedoen het aan die begin. Daar by 1.3 het jy gesê spesifikasies. Myne het gesê verbeter doeltreffendheid, om sy huidige ontwerp te versterk, wysig die ontwerp daarvan, om die toepassing daarvan te vereenvoudig, al daai goeders. Daai is die kriteria wat jy kan gebruik in jou tabel. So kom ons sê, ek vat 'n selfoonhouer, nee? Die keis van 'n selfoon. Dan kan ek byvoorbeeld een ontwerp kan ek sê, hy het 'n bietjie meer rubber om, en die ander ene kan ek sê, hy is gemaak uit styrofoam, ek weet nie, iets is dit, okay? So, dan gaan ek sê, my ontwerp 1 is uit styrofoam, ontwerp 2 is uit rubber uit. En hy het 'n ekstra laag om hom. Dan gaan ek vir hom vra, is hy sterk genoeg? Dan kyk ek op my tabel, dan sê ek, gee ek hom 'n punt uit sterkheid, en die rubber sal ek sê 10 uit 10, want ek meen is baie sterker. En die ander ene wat styrofoam is, sal ek sê 1 uit 10, want styrofoam is nie 'n goeie beskermer, hy breek eventually af. Okay? Of is hy doeltreffend, soos dink jy dit is prakties om dit te gebruik? Vir die rubber een sal ek sê, ja, dit is prakties. Maar die styrofoam een nee, want as hy skier, dan gaan die styrofoam begin afbreek. Okay, verstaan julle? Dan moet jy net daai tabel doen. Die laaste stappie, dit gaan baie vinniger gaan, hier's lyntjies papier hier voor vir die tabel. En dan gaan jy net 'n opsomming maak. Skus my neus ek. Okay, voordat jy die opsomming maak, sorry, ek het net vergeet om te sê, jy gaan 'n graderingsskaal moet sê. So as jy 'n punt, kom ons sê uit 100 uitgee, moet jy vir my sê, of 'n punt uit 10 uit, moet jy vir my sê 10 is uitstekend en 0 is sleg. Okay? Of as jy 5 sterre gee, 5 sterre is fantasties en geen sterre is sleg. Jy weet net vir my sê hoe jy punte gegee het, wat jou punte se waarde is. Okay, so,
Daarna doen jy net 'n opsomming. Al wat jy doen is jy hierdie tabel moet jy net in 'n paragraaf skryf. Byvoorbeeld, ek gaan ontwerp 1 kies want hy is sterker, dit is uitstekend vir sy doel wat ek hom voor moet gebruik, dit kan goedkoper wees en dit is goed vir die omgewing. Okay? Alhoewel ontwerp 2 soortgelyk is aan ontwerp 1, ontbreek hulle, so het hy nie die praktiese element van hy hou nie, of hy breek te veel, of hy is te moeilik om te gebruik. Okay, dis al wat jy moet doen. Hierdie is op WhatsApp, so jy kan gou daardeur gaan kyk op jou foon, ek gee nie om nie. Maar, môre is jou laaste periode wat jy kan doen. Okay, lyntjies papier is hier voor en blokkies papier is hier voor. Okay, val in die pad, daar gaat julle. Ek gaan hierdie op die bord